beide in die kerkbode en met die taakspan navorsing is daar baie goed wat gebeur wat ons nie altyd sien nie. En om skrywers dan te bemagtig om daaroor te skryf en op 'n manier eintlik dit te ontgin, dink ek die skryfskool speel 'n groot rol in dit. So die slypskool vir skrywers het ontstaan omdat ons besef het dat die taakspan navorsing het regtig interessante navorsing, meningsopnames, peilings, goed wat daar geskep word, maar wat nie noodwendig in die openbare domein is nie. Dis moeilik om daai inligting na buite te kry. Dis moeilik vir mense om daaroor te skryf op 'n sinvolle manier. So dit was taakspan navorsing se behoefte om hierdie werk wat ons doen en hierdie data en inligting en navorsing wat ons het vir die kerk te laat werk. Ons het dit goed gedink om hierdie behoefte aan te spreek met 'n skryfskool waar ons vaardige skrywers in ons midde, dit wil nou sê predikante, uitnooi en vra kom help ons en gebruik hierdie kerklike navorsing, kerklike data en vertel die verhaal van dit wat jy hoor. Solank daar data is en solank daar mense is wat die data bietjie kan verduidelik en ons 'n paar mense wat wil hulle skryfwerk oefen, hulle skryfvaardighede inskerp, dan het jy eintlik 'n resep vir 'n slypskool. Hierdie was my eerste ervaring van skryfskool en ek het nie net waardevolle vaardighede ontgin nie, maar dit was lekker om te sien hoe skryfwerk oor talle velde gaan en hoe mense se stories daarin speel en hoe mense verantwoordelik met dit omgaan en om met kundige en waardevolle mense ook te kan connect en van hulle bronne te leer en my eie vaardighede ook te kan verbeter en uitbrei. Ek sê altyd waar kerk en kuns bymekaar kom, daar wil ek leef. So dit help my om kreatief te wees en dit maak iets in my wakker om meer kreatief te wees as ek teruggaan by die gemeente en dit leer my ook weer skryfvaardighede aan om beter te kan skryf. Bietjie meer in die journalistiek waarvan ek ook hou. So op die ouene gee dit my energie en ek gaan voller terug huis toe met baie meer energie en meer kreatiwiteit. Het is vir my regtig lekker om mense se stories te hoor en ook te vertel. En so die slypskool het dit weer 'n bietjie wakker gemaak en vir my nogal baie tools gegee om aan te hou met dit. Nie net hier klaar te maak nie, maar om aan te hou skryf, nie net vir die kerkbode nie net vir die kerk in general nie, maar ek gebruik dit ook nou in my gemeente. Ons doen nou 'n Humans of Hoogland series en dis regtig vir my lekker om dit te kan doen en die tools wat ek hier kry kan ek in 'n baie breë bediening gebruik. Vir my is elke jaar die verrassende ding is hoe mense soos van saamspeel. Jy weet, mense gee hulle self oor aan die proses. Dit het deels te doen met die eenvoud daarvan, dit het te sê, kom maar aan, dis duidelik wat jy moet doen, dis duidelik hoe jy dit moet doen en dis duidelik daar's 'n deadline, dit help, dit fokus die aandag. Maar mense gee hulle regtig oor daaraan. Ek dink die skryfskool speel 'n kritieke rol as dit kom by die verskerping van vaardighede rondom taal. Dit help ons om taal te verpak, om sin te maak van dinge. Ek dink op die ouend is dit waarmee predikante en die kerk mee besig is om taal te skep vir ons lewens, vir ons ontmoeting met God en met mekaar. En ek dink daarmee bied die skryfskool dan nou die unieke geleentheid vir ons om dit te kan omsluit. Ek dink een van die grootste bydraers is dat mense eintlik op 'n manier kreatief kan wees. Ons sit baie keer en dan werk ons maar deur die week se program en gaan ons maar net aan. Maar kan stil staan en eintlik bepaalde vaardighede weer 'n bietjie slyp, maar ook dan ek dink van die inligting en dit wat nou beskikbaar was, die data kan probeer omset op 'n manier dat mense dit kan
verstaan en lees en interpreteer. En so my baie interessant gewees en ek dink ons het seker maar 'n bydrae gelewer wat mense hopelik sal geniet.